Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Jesus sê Matteus 6 vers 7 en 8. En as julle bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jou Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Wanneer iemand sê, ek weet nie hoe om te bid nie, bedoel hulle gewoonlik dat hulle nie weet hoe om te bid soos ander Christene wat hulle al gehoor bid het. En dit is verkeerd, want elke kind van God praat op hulle eie unieke manier met hom. Jesus sê, jy hoef nie bekommerd te wees oor die regte woorde nie, want julle Vader weet presies wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra. Jy hoef dus nie selfbewus te wees vir hoe jy bid nie, want God gradeer ons nie op hoe goed ons onsself uitdruk nie. Hy luister meer na ons harte as na ons woorde. Gebed is baie soos om asem te haal. Jy haal instinktief asem. Dit is iets wat net natuurlik gebeur as gevolg van ons oomblik vir oomblik afhanklikheid van suurstof. Dit is hoe God wil hê ons met hom moet kommunikeer. Hy wil hê dit moet iets wees wat net natuurlik kom. Hy wil die lig wees wat ons inasem en die omgewing waarin ons leef. Deur gebed kan ons in voortdurende kontak met God wees. Jesus sê Matteus 6 vers 6, bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Gebed is nie 'n openbare demonstrasie van hoe geestelik jy is nie. Dit is kommunikasie met die een wat ons liefhet. Iets wat vra om alleen met hom te wees, weg van onderbrekings en afleidings. Dit gaan daaroor dat jy en jou Vader 'n intieme gesprek het. Here, dankie dat U meer na ons harte luister as na ons woorde. Help my om U altyd met opregtheid en vasberadenheid in elke aspek van my lewe te soek. In Jesus naam bid ek dit. Amen.